Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 1 Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, maatskaplike werker smokkel selfone in tronk in. Sy is vasgetrek. Nuus hooftrekke vir vandag. Hill Lewis, topkandidaat vir DA se pos. Maatskaplike werker smokkel selfone in tronk in. Sy is vasgetrek. Verskeie brande, woed in Berge. Proteas speel vandag in Wêreldbeker T20 wedstryd. Bulls wen Haie in 'n taai VRK wedstryd. Marizaan Kap toer nie saam na Nieu-Seeland vir cricket nie. 'n Maatskaplike werker van die Voorberg-gevangenis buite Porterville wat aangekeer is terwyl sy glo selfone en dagga by die tronk wil insmokkel, sal maandag weet of sy 'n borgtog vrygelaat gaan word al dan nie. Die 47-jarige beskuldigde het maandag in die hof in Porterville verskyn. Die beskuldigde is verlede Saterdag in die Medium B afdeling van die gevangenis aangekeer. Dagga 5 selfoonlaaiers, 'n stel oorfone en 17 selfone is van haar gekonfiskeer. Die voorval kan nie geïgnoreer word nie, in lig daarvan dat die beskuldigde maatskaplike werker is wat gevangenes moet rehabiliteer en laat wegbeweeg van enige misdaad. Pleks daarvan dat 'n amptenaar met verantwoordelikhede vertrou kan word die persoon nou daarvan beskuldig dat sy misdadigheid aangehelp het. Singabako Nkumalo, DKD woordvoerder, het hierdie voorval bevestig. Hy sê die amptenaar is deursoek toe sy Saterdag aan diens gekom het wat normale prosedure is. Dis toe daar glo op die verbode items afgekom is. Interne tugprosesse sal ingestel word om in ooreenstemming met die toepaslike voorskrifte, het hy gesê. Die beskuldigde is in aanhouding in die Woester vrouegevangenis en sy moet weer op 2 Maart in die hof gaan verskyn. Gordon Hill Lewis, die topkandidaat vir die DA se leierspos, glo daar is 'n groot kloof tussen die party en kiesers wat nog nooit vir hulle gestem het nie. Die deur is nou oop vir DA-lede om hulle beskikbaar te stel in verskeie nasionale poste in aanloop tot die party se kieskonferensie in April. Hill Lewis, ook adjunkleier van die DA in die Weskaap, glo dat die party moet verander as hy wil groei. Ons moet daar wees, ons moet luister, ons moet verbind, ons moet onthou wat ons ouers ons geleer het hy gesê. Volgens Hill Lewis moet die DA sy rol in die regering van nasionale eenheid, die RNE, ernstig opneem en 'n werklike verskil in almal maak. Volgens Hill Lewis was die besluit om by die RNE aan te sluit die regte besluit gewees. Solly Msimanga, leier van die DA in Gauteng, het op verkiesbaar gestel vir die pos van federale voorsitter van hierdie party. Die minister van Verdediging en militêre veterane en haar departement het 'n bloukie in die parlement geloop toe LPs hulle voorbereide verduideliking oor wat presies van die 813 miljoen rand geword het wat as toelaas vir soldate wat in die Demokratiese Republiek die Kongo, die DRK, ontplooi was, verwerp het. LPs het daarop aangedring dat die minister en haar departement oor 7 dae moet terugkeer met 'n gedetailleerde uiteensetting oor wat van die belastingbetalers geld geword het. Die soldate is verlede jaar aan die DRK onttrek nadat 14 gevegte met die M23 rebellegroep daar gesneuwel het en 'n verdere 174 soldate was beseer. Die branddiens van die Kaapstadse Wynland Distriksmunisipaliteit het donderdag bevestig dat die brand wat Sondag in die berge bo die Rooibergkelders buite Robertson ontstaan en oor 'n wye en grootlikse ontoeganklike gebied gewoed het, deur weerlig veroorsaak is. Brandspanne het sedert Saterdag hulle hande vol weens 'n brand in hierdie berge bo Meelplaas wat ook deur weerlig veroorsaak is. Dit het langs die bergkruin versprei en brand in gebroke lyn van ongeveer 10 km lank. Teen donderdagoggend het die brand aan die Montague-kant van die berg wisselvallig gewoed weens die windrigtings wat verander het en 'n hoë brandstoflading. As toestande dit toelaat, sal grondspanne en ligsteen langs hierdie vuurlyn ontplooi word om in meer hanteerbare dele op te breek, is gesê. 5 verdagtes van tussen 20 en 83 jaar oud het in die Landdroshof op laaiplek verskyn weens die beweerde besit van kreefterware van meer as R200.000 sonder dat hulle 'n permit daarvoor gehad het. Hulle is donderdagoggend na jagtog deur die polisie in hegtenis geneem. Die voertuig is deursoek en die polisielede het afgekom op 'n polisie-identiteitskaart van 'n lid wat in die Weskus distrik gestasioneer is, asook 418 Weskuskrewe, 1 kreefstert en 'n seekat met 'n geraamde waarde van R209.000. Met die hulp van 'n private hommeltuig is die ander 4 verdagtes opgespoor en ook in hegtenis geneem. Die polisie het gewaarsku dat hulle mense in hegtenis sal neem as hulle met krewe in hulle besit gevind word. Baie mense dink hulle werkgewers
hanteer hulle belastings en dat hulle nie verder daaroor hoef te bekommer nie. Dis egter alles behalwe die waarheid. Voorlopige belastingbetalers is dus persone wat nie 'n maandelikse salaris ontvang nie. Hulle kan dit kry uit rente, inkomste, huurinkomste of enige ander vorm van inkomste wat hulle nie by 'n werkgewer kry nie en moet dus as 'n voorlopige belastingbetaler geregistreer word. Vir salaristrekkers beteken dit onder meer IRP5 en of EMP 501 wat albei belastingsertifikate is wat werknemers van hulle werkgewers moet kry om te bevestig dat die inkomste korrek verskyn op die SAID se stelsel. Indien belastingbetalers onseker is oor enige belastingprosesse of sukkel met e-filing prosesse, kan hulle geregistreerde belastingpraktisyn daarvoor raadpleeg. Dit is ook moontlik om 'n SAID tak te gaan besoek. E-filing is oor die algemeen gebruikersvriendelik, maar as jou belasting meer kompleks raak, is dit raadsaam om professionele hulp te gaan kry. Indien jy nie jou opgawes indien of jou belasting betaal nie, kan laat-indieningsboetes en rente jou voorland wees. Grande Jager, die 21-jarige oudleerling van die Hoërskool Middelburg, is in die nasionale 7-span 14-tal ingesluit vir die Vancouver en New York toernooi. Die jager wat 1,84 meter in sy sokkie staan en 102 kg weeg, het al by meer as een geleentheid vir die Blitsbokke se A-span die naasbestes dien gedoen. Hy was vroeër jare 'n krangige swemmer gewees. Visser die Blitsbokke se gereelde kaptein het 'n blaaskans vir die laaste 2 toernooie gekry met David Hulle wat terugkeer nadat hulle op die krikelys was. Weens 'n skouerbesering kon Sanders Reinders nie vir die volgende 2 toernooie oorweeg word nie. Dan het Snyman ook vir Zyn Davids 'n blaaskans gegee vir die volgende 2 toernooie, soos die aanvanklike plan van hom was. Selwyn Davids, Brown en Neiman kan almal as spelskeppers of in die besemposisie ingespan word. Die Blitsbokke se toergroep vir die volgende 2 toernooie is Christy Grobelaar, Ryan Oosthuizen, MP Visser die kaptein, Ronald Brown, Selwyn Davids, Dewald Heeman, Sifuyo Zouizwapi, Shilton van Wyk, Donovan Don, Sebastian Job, David Brits, Tristan Luit, Grande Jager en laastens Gino Cupido. Die Suid-Afrikaanse toergroep vir 5 T20 wedstryde in 3 eendagwedstryde van 15 Maart tot 4 April teen die Kiwi vroue is aangekondig. Die veelsidige Marizaan Kaap gaan weens siektes ook hierdie toer misloop. Suid-Afrika kan die ervare naadbouler Ayabonga Kaka en Masabata Klaas asook die veelsidige Danai van Niekerk weer teen die Kiwis in die eendagreeks inspan nadat hulle nie in die eendagreeks teen Pakistan betrokke was nie. Die vroue se T20 wedstryde gaan voorwedstryde wees vir elk van die 5 T20 wedstryde tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland se mans. Die Suid-Afrikaanse vroue toergroep na Nieu-Seeland is Laura Wolfaar die kaptein, Tasman Brits, Nadine de Klerk, Annelie Derksen, Ayabonga Hlubi, Siniwa Jafta, Ayabonga Kaka, Masabata Klaas, Sunay Lees, Karabo Meso, Nonkuleka Mlaba, Kayla Reineke, Tumiseko Kuni, Louis Tyron en Danai van die Kerk. Vanjaar se MotoGP seisoen, wat die naweek met die Thaise Grand Prix wegspring, kan een van die interessantstes in jare wees. Die rede daarvoor is dat die 1000cc engines in 2026 vir 'n laaste keer gaan brul. Van 2027 af word dit 850cc engines. Ducati wat die sport tans oorheers, kan voordeel trek hieruit, maar die sukkelende uitdagers soos Yamaha en Honda sal nou selfs harder moet werk om met hulle bestaande engines die gap te laat krimp. Om vir Marc Marquez, Ducati Lenovo van sy troon te stamp, gaan egter moeilik wees. Hy het verlede jaar sy 7de MotoGP kroon verower en sy ongelooflike aanpasbaarheid is straks sy grootste superkrag. Sy jonger broer Alex van Gresini Racing het verlede jaar tweede geëindig. Stellenbosch se nou skoonvelde en Dick Rievelde was op die tweede dag van die Suid-Afrikaanse Investec Ope nie 'n probleem vir die 35-jarige Italianer Francesco Laporta nie. Sy enigste brouhou was op die baie moeilike 8ste puitjie van 'n syfer 4. Soos op dag 1 het Butterman spelers dit reg gekry om die 8ste setperk met hulle naderhoue te bereik. Die 29-jarige Henny Du Plessis het die beste ronde van die dag gespeel met 'n skitterende telling van 63 houe wat 'n nuwe baanrekord is. Daar is 'n spesiale prys van bykans 6 miljoen rand vir die speler wat die Suid-Afrikaanse Ope die baanrekord opstel en Du Plessis is nou in die binnebaan om hierdie vetcheckie te kan oprap. Die Engelsman Nathan Kempsey het 'n foutlose golf gespeel en is in die tweede plek met 131 houe na rondes van 66 en 65 houe. Dean Bouwmeister lei die aanslag van Suid-Afrikaanse spelers en is op 132, 800 baansyfer in die derde plek geleë. Die VRK-wedstryde wat die naweek gespeel is, sy uitslae lyk as volg. Ospreys het 21 aangeteken teen Ulster se 10 punte. Die Dragons het 15 punte en Benetton ook 15 punte.
Connacht het 15 en die Glasgow Warriors het 10 punte. Munster het 21 en Zebre het 7 aangeteken. Die Bulls het 'n skitterende 41 punte aangeteken teen die Sharks se 12 punte. Die Lions het 24 aangeteken teen die Stormers se 10 punte. Die VRK telbord lyk as volg. In die eerste plek is Glasgow Warriors op 44 punte. In die tweede plek is Leinster met 41 punte. In die derde plek is Cardiff Rugby met 40 punte. In die vierde plek is Munster op 39 punte. Die Stormers is in die vyfde plek met 36 punte. Ulster is in die sesde plek met 36 punte. Die Lions is in die sewende plek met 33 punte. Die Bulle is in die agste plek met 29 punte. Ospreys is in die negende plek met 29 punte. Connacht is in die 10de plek met 25 punte, gevolg deur die Sharks in die 11de plek met 24 punte. Edinburgh is in die 12de plek met 23 punte. Benetton is in die 13de plek, ook op 23 punte. Die Dragons is in die 14de plek op 20 punte. In die 15de plek is die Scarlets op 16 punte. In die laaste plek is Zebre op 12 punte. T20 cricket uitslae wat ons gekry het, lyk as volg. Pakistan het 212 aangeteken vir 8 paadjies en Sri Lanka 207 aangeteken vir 6 paadjies. Pakistan het gewen met 5 lopies. Nieu-Seeland het 159 vir 7 aangeteken in hulle 20 beurte en Engeland het geantwoord met 161 vir 6 in 19,3 beurte. Engeland het gewen met 4 paadjies met 3 balle oor. Indië en Zimbabwe het teen mekaar gespeel. Indië 256 vir 4 aangeteken in hulle 20 bilbeurte. Zimbabwe het 184 vir 6 aangeteken in hulle 20 bilbeurte. Indië dus gewen met 72 lopies. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. Jy kan vir Dean of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou waardig. Die weerberig vir die streek lyk as volg. Messina 2337, Polokwane 1732, Lephalale 1935, Mbombela 1837, Mahikeng 1731, Pretoria 1732, Johannesburg 1729, Ermelo 1430, Galagadi 1627, Gaborone 2033, Richards Bay 2242, Pietermaritzburg 1733, Durban 1931, Port St. John's 1526, Pongola 2241, Maputo 2441, Bethlehem 1226, Bloemfontein 1326, Allewal Noord 1427, Welkom 1632, Vryburg 1532, Kimberley 1428, Appington 1426, Prieska 1324, Springbok 817, Karasburg 1123, Keetmanshoop 1326, Mariental 1933, Alexanderbaai 1523, Brandvlei 917, Loederitsbaai 1527, Vredendal 1321, Kaapstad 1519, Sutherland 412, George 1017, Jeffreys Bay 1317, Geberra 1220, Graafrenet 1023, Kaapogillas 1318, De Aar 1122, Molteno 922, Beaufort Wes 1122, Oos-London 1328. Die markte vir die dag lyk as volg. Die rand verhandel teen R15.93 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.34. Die euro verhandel teen R18.82. 'n pond kos R21.49. 'n yen kos 10 sent. Silwer per fyn ons is $93.82. Platinum per fyn ons is $2,373. Palladium per fyn ons is $1,792. Goud per fyn ons is $5,278. Brent olie per vat is $72.87. Gedagte vir die dag. Jy kan die meeste van jou oppositie klop. Dis maklik. Moet net nooit handdoek ingooi nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir almal toegewens.